Goeiedag vriende en baie hartlik welkom by ons erediens vanoggend. Kom ons word saam stil. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly en wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons loflied is Here Redder groot en magtig, pragtige lied, lied 280. Kom ons sing dit ook lekker saam. Vriende, ek weet nie hoe om hierdie op 'n beter manier of 'n maklike manier te vertel nie. Ek weet ook nie of ek dit voor die preek of na die preek moes doen nie. So ek gaan dit nou maar sê en dan gaan julle my tekskeuse en dan die preek wat daarmee saamgaan dalk ook in daardie lig kan verstaan. In hierdie week wat verby is ek Wesselsbron toe beroep. Nou, ons is oortuig dat die Here deur 'n klomp sameloop van omstandighede dit so bewerk het en ons geroep het. Kom ek deel met julle een van die tekste wat van verskeie kante af oor ons pad gekom het. Handelinge 9 vers 38. Aangesien Lydda naby Joppe is en die gelowiges gehoor het dat Petrus daar is, het hulle 2 mans na hom toe gestuur met die versoek, kom tog gou na ons toe oor. Nou ek is definitief nie Petrus nie, maar is 'n teks wat net baie na aan ons harte in hierdie tyd kom lê het. Dit help ook nie ek hou julle aan 'n lyntjie oor wonder of ek gaan aanneem of nie aanneem nie. Ek en Hannetjie is oortuig dis wat die Here nou vir ons wil hê en dat hy ons roep om ook in Wesselsbron te help bou aan sy koninkryk. Baie mense gaan my vra hoekom? En net om myself baie praat te spaar, sê ek dit hier, dan kan julle baie mooi, dan weet julle baie mooi en kan julle help om ander se hoekoms ook te beantwoord. In die heel eerste plek, ek en Hannetjie is oortuig ons is geroep.
Tweedens het ek in my diepste wese begin besef dat ek en die gemeente is op 'n plek van 'n baie diep en 'n sterk gemaksone. Alles loop mooi, alles gaan goed, baie dinge is aan die gang en julle as gemeente loop al langer as wat ek hier is, die pad van missionale gemeente wees. Die gemeente is gebou op koninkryksbeginsels. En dit het vir my begin voel, ons gaan net deur die motions, soos die Engelsman sal sê, going through the motions. En is tyd vir ons en vir die gemeente om nie te dink en saam met die Here op 'n volgende stukkie pad te stap. Ek is ook oortuig dat my hier wees help nie die gemeente op die oomblik nie en daag nie meer die gemeente uit nie. My hier wees het so gewoon geword dat ek bang is ons mis die Here se plan met die gemeente en met elke liewe persoon. Ek het ook in my eie lewe begin raak sien hoe ek blinde kolle ontwikkel en ek besef ek help niemand daarmee nie. Goed gaan by my verby wat ek moes raak sien of moes mee iets doen en dan mis ek dit. So daarom is ons oortuig dis tyd dat die Here saam met ons elkeen, met julle en met ons iets nuuts gaan doen en besig is om te doen. Is dit maklik vir ons? Nee, 1000 maal nee. Julle het ons deur dik en dun gedra. Julle het ons op ons beste gesien en op ons swakste. Ons gesien en gedra in engeliese uitdagings. Ons aan die begin van die jaar gedra deur die busongeluk en ons oor al die jare met soveel liefde en omgee en sorg toegevou. Ek en Hannetjie sal dit nooit ooit kan terugbetaal as ons die betaal in aanhalingstekens kon sit nie. So hierdie is baie beslis nie 'n ligtelike besluit nie, maar 'n roeping waar ons oortuig is die Here sal vir julle en vir ons lei ook op die pad vorentoe. Waar los dit Riebeeckstad gemeente? Wel, op een van twee plekke. Die gemeente kan of die hande in die lug opgooi en vra, what the hell is going on? En waar van daar of waarheen van hier af en moedeloos wees en sê, nou gaan alles doodloop, nou gaan dit gebeur, nou gaan dit gebeur. Dis die een opsie. Of die gemeente kan vra, what in heaven's name is God up to? En dan in gebed voor die Here gaan en vra, Here, loop voor ons uit, want ons wil in u voetspore volg. En dan met groot afhanklikheid, diepe afhanklikheid, die Here volg en vra, wat is u plan? En dan gehoorsaam aan daardie plan wees, om Jesus se hande en voete te wees in elke opsig. Nou dis soms in tye soos hierdie dat 'n mens weer alles baie mooi moet herbedink en fokus op wie hierdie gemeente is en wie die God is wat ons aanbid. Hierdie gemeente was nooit en mag nooit 'n dominee se gemeente wees nie. Hierdie gemeente behoort aan die Here en elke lidmaat wat saam hande vat en die Here se kerk help bou. Geliefdes, en dis om daardie rede dat ek Filippense 1 gekies het. So voordat ons dit lees, kom ons bid saam. Here, dankie dat u woord ook duidelik na ons toe kom. Dankie dat ons nou kan Bybel lees. Dat ons deur u woord ook lig kan kry in 'n tyd wat vir ons dalk nou baie onseker is. Vader, praat met ons, raak ons aan en dankie dat u woord baie duidelik na ons toe kom. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ons lees saam Filippense 1 van vers 1 tot 11. Van Paulus en Timoteus, dienaars van Christus Jesus, aan almal in Filippi wat deur Christus Jesus aan God behoort, met hulle ouderlinge en diakens. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink,
In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit eindtyd sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Dit is ook heeltemal reg dat ek so oor julle almal dink, omdat julle my na in die hart lê. Julle deel immers almal saam met my in die genade wat God my gee, sowel in my gevangenskap as in my verdediging van die evangelie en die bevestiging van die waarheid daarvan. God is my getuie. Hy weet hoe ek na julle almal verlang met die liefde van Christus Jesus in my hart. Ek bid ook dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom onberispelik en sonder blaam wees, en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en sy eer. Ons lees dan net tot sover en mag die Here ook sy woord aan ons seën. Geliefdes, in hierdie brief is 'n klomp beginsels ter sprake wat vir ons ongelooflik belangrik is. Daar is niks tradisioneels aan Filippense se kerk nie. Dis nie 'n NG Kerk nie, dis nie 'n AGS kerk nie, nie 'n lighuis, 'n CRC of 'n hervormde kerk nie. Dis 'n gemeente wat leef uit die diepte van hulle verhouding met die Here en met mekaar. Daarom kan Paulus dan ook in Filippense 4 sê, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Maar kom ons kyk, wat sien ons hier raak? Die gemeente se leiers is dienaars van Christus Jesus. En met leiers gaan dit nie net oor Paulus en Timoteus of net oor Christus nie. Dit gaan oor diakens en ouderlinge, 'n gemeenteraad, 'n gemeentebestuur. Trouwens, ons moet onthou dat hierdie vroeë gemeentes gelei is deur 'n span leiers en nie net 'n Paulus of 'n Timoteus nie. In elk geval, Paulus was hier in die tronk. Hy skryf hierdie brief vanuit die gevangenskap. Daar is nie iemand wat op daardie oomblik fisies by die Filippense gemeente in die vorm van 'n Paulus of 'n Timoteus was nie. En dan nog meer, ons lees dat alle leiers wat deur Christus Jesus aan God behoort. Die geheim hier is daai laaste sin in die stukkie, wat aan God behoort. Aan God behoort beteken ons is afgesonder vir hom, beslis nie volmaak en sonder sonde nie, maar afgesonder. En ook nie deur eie toedoen of prestasie nie, maar deur die genade handeling in Jesus se kruis, dood en opstanding. Elke leier in hierdie gemeente wat met daardie nederige gesindheid die toekoms ingaan, sal groot dinge sien gebeur in God se koninkryk. Filippense gemeente is ook 'n gemeente waar God se genade en vrede uitgestort word. En dis vrede en genade wat van God die Vader en die Here Jesus Christus uitgaan na sy kerk toe. In vers 3 en 4 dank Paulus die Here vir 'n gemeente wat van die begin af, van die eerste dag af, saamgewerk het om die evangelie te verkondig. En my dank is beslis nie minder as Paulus sinne nie. Maar nog groter as dit, ook 'n frase wat belangrik is, wat saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. En vriende, dis die geheim. Daar is gemeentes wat nie die verkondiging van die evangelie buite hulle gemeente se grense en buite om die lidmate dood eenvoudig dit nie doen nie. Met ander woorde, baie gemeentes is nie missionaal gerig nie. Riebeekstad is al vir 20 jaar plus op daardie pad. Hierdie gemeente is 'n gemeente waaroor die land praat. Van die kerkbode tot die rapport. En vir eens was die rapport nie besig met slegte nuus nie, maar goeies. Daar word tans 'n boek geskryf waarin Riebeekstad se storie opgeneem is. Ek is komende donderdag in Johannesburg as deel van 'n Human Book
vertelling oor ons gemeente. As ons dit sê, dan hoor ons, geliefdes, dat hierdie gemeente meegewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Maar dan wil ek ook hê jy moet vers 6 hoor. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit eindtyd sal voer en dit sal volëindig. Dit sal afhandel op die dag wanneer Christus Jesus kom. Hoor dit baie mooi. Ek is oortuig dat die goeie werk wat God in julle begin het, tot die einde sal deurvoer. Is dit nie 'n wonderlike belofte nie? Die goeie werk is God se, en hy sal dit laat aanhou. Vertrou hom, wees sy hande en sy voete, en sien hoe die Here die goeie werk deur julle doen, en hoe dit die gemeente en die gemeenskap tot seën sal wees. Vir 'n oomblik in hierdie teksgedeelte sit Paulus sy hart op die tafel en deel hy ook hoe hy oor die gemeente voel. Geliefdes, ek sou dit nie beter kon sê as Paulus nie, en as ek daarop uitbrei, gaan my emosies my dalk heeltemal in die steek laat. Maar weet dat ons soos 'n Paulus oor die gemeente in Filippense ook oor die gemeente in Riebeekstad voel. En dan vers 9, daar kry ons 'n gebed. Paulus bid 'n gebed en dan sê hy, ek bid dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling. Hoekom bid hy dit? Sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Laat met ander woorde julle liefde meer en meer word. Neem toe in begrip vir mekaar, vir die gemeenskap, vir God se plan en hart, en dan sal julle ook kan onderskei waarop dit werklik aankom. Daardie fyn aanvoeling is net so belangrik, en dis twee ontsettende belangrike woorde hierdie, die begrip en die fyn aanvoeling. Verstaan die konteks waarbinne ons is. Ontwikkel 'n fyn aanvoeling oor met wie julle werk, wie is hier, wat is God se plan met julle? Wees gehoorsaam daaraan en groei in julle liefde. Geliefdes, daar is die volgende belangrike woord in hierdie teksgedeelte. Dis die woord toeneem. Met ander woorde, mag julle liefde toeneem, meer word, groei, ontwikkel, buite die grense gaan, groter word. Ontsettend belangrik. En dan hoor julle dat daar nie 'n stagnante of 'n stagnasie is nie, 'n stagnering nie, maar dat dit hier gaan oor toeneem, beter word, groei. Ek lees dit weer. Ek bid dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling. Hoekom? Sodat julle die dinge sal kan onderskei waaroor dit werklik gaan. En dan hoor die einde van hierdie perikoop, vers 11. Deur aan Jesus vas te hou in hierdie dinge, kom ons in die regte verhouding met die Vader, tot sy lof en eer. En dis uiteindelik die kern, is om in die regte verhouding met die Vader te leef. En dit gebeur alleen wanneer ons kerk is, volgens God se wil. Geliefdes, ons is die kerk vir onsself nie. Ons is dit tot God se lof en eer. Daarom kan nie een persoon in hierdie gemeente terugstaan en sê ek is nou nie meer deel nie. Dis God se kerk wat deur Christus se verlossingswerk tot stand gekom het, toe die Heilige Gees uitgestort is oor ons. Vader, Seun, Heilige Gees, die skepper van die kerk. Riebeekstad Moedergemeente is besig met die drie-eenheidse werk. Vertrou hom en volg hom, stap in die Here Jesus se voetspore en wees deel van God se plan. Vriende, mag ook hierdie teksgedeelte en dit wat ons dit saam oordink, regtig tot eer van die Here wees. Ek sê amen, maar is nog 'n lang pad wat ons met mekaar sal loop en sal weet die Here is met ons besig. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u liefde en u genade. Dankie dat u sorg. Dankie dat u in die goedheid nie vir 'n oomblik, Here, vir ons alleen los nie. Dankie vir die gemeente in Filippense en dat daardie gemeente ook vir ons vanoggend tot waarde kan wees. Here, mag ons
by 'n paar van hierdie woordfrases in ons gebedslewe vassteek, mag ons eerste gebed wees, mag ons altyd aan U behoort. Nooit aan onsself nie, nooit ons eie gedagtes nie, maar U gedagtes. Vader, lei ons asseblief om elke oomblik diep afhanklik van U te wees. Ons bid vir ons gemeente, ons bid vir die aktiwiteite wat daarmee saamgaan in hierdie tyd. Here, ons weet U is in beheer. En ons vra dit en ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Vriende, op 'n ligte noot, hulle raak nie sommer net so van ons ontslaan nie, want daar is 'n klomp goed wat nog moet gebeur en waar ons as gemeentes as gemeente gaan saamkom. En ek wil jou regtig vra en uitdaag en challenge en sê, moenie hierdie geleenthede mis nie. Dis dalk juis die geleenthede wat ons nodig het om as gemeente en gemeentelede saam te kom, saam te dink, saam te praat, saam te droom. Sommer vanaand al het kaptein Liesel Goossens, sy is by ons in die gemeente, sy is in die polisie, en ek gaan saam met haar, gaan ons bietjie vroue maand vier. So ons nooi die oumas, die mammas, die tieners, dogters, en die manne, julle is welkom, ons gaan nou net nie op julle fokus nie, maar kom saam. En kom ons hê 'n lekker groot geleentheid vanaand. Dit gaan net 'n uur of wat wees, waar ons lekker saam kan kuier. En sommer net ook hoor, wat is God se plan vir ons as vir die vrouens, en dan ook hoor wat Liesel vir ons te sê het. Dan wil ek vir jou uitnooi na die lentebraai van 1 September. Dit is 'n Sondag, en ons gaan steikbraai hou. So ons gee al die bykosse en die steik. 200 gram steik kos jou R100 en 'n 300 gram steik kos jou R120. En weet jy wat, dit gaan 'n wonderlike lekker geleentheid wees. Dis lentedag. Kom, nooi jou vriende, kry die mense wat jy weet nie altyd saam kerk toe kom nie, en bring hulle, sodat ons ook daardie geleentheid saam kan vier. Vriende, dan 6 tot 8 September het ons 'n gebedsnaweek. En nou, meer as ooit, wil ek jou vra, lê die Here dit nie op jou hart om daardie naweek saam met ons Vrystaat Safaris toe te gaan, waar daar ook sommer 'n groot stuk tyd vir gebed gaan wees nie. En nee, moenie bekommerd wees nie. Ons gaan nie vir jou vra om voor iemand te bid nie. Dit gaan dalk juis alleen tyd wees. Tyd waar jy alleen saam met die Here in gebed tyd kan deurbring. R500 per persoon, weet dis baie geld. Maar is dalk juis nou dat die Here jou roep om ook in stilte voor hom te kom, sodat ons ook mooi kan onderskei en kan toeneem 'n begrip en fyn aanvoeling oor wat God se plan is. Vriende, en dan, so dis die 6 tot 8 September, en dan sommer net so lank, save the date, die dankfees is die 6de Oktober, maar ons sal weer met julle ook praat daaroor. Vriende, die antwoordlied vanoggend is die Onse Vader. Dis 'n gebed wat die afhanklikheid, ons afhanklikheid aan die Here bely, en jy sê, Here, help ons asseblief. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid. Kom ons sing dit lekker saam. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy U naam. Laat U ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergewe al ons skulde, net soos ons vergewe die wat
Ontvang dan nou ook die seën van die Here en gaan leef met die sekerheid dat die Here met ons elkeen op pad is. Mag die liefde van God en die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons wees en bly. Amen. Mooi dag vir jou.